My naam is Naaman. Ek is in die weermag van die Syriese oorlogsmasjien. Ek het my opgewerk tot die leerowerste van die Syriese weermag. En selfs die Assiriërs was bang vir ons gewees. Die ander vyand was Israel. So ons was tussen die twee vyande gewees. Nou, baie keer het ons Israel binne geval en dan strooptogte gereël. En een van daai kere het ons se gesin heeltemal uitgewis. Maar die dogter wat oorgebly het, was vir my 'n besondere kind gewees. En ons het haar as ons eie gemaak. Ons het 'n huis toe sy was 'n slaaf natuurlik, maar sy het in ons huis gebly en laat sy geleef. Sy het die God van Israel aanbid. Ons koning se naam was Ben-Hadad. Ben beteken seun van Hadad, die God van Damaskus, van die Syriërs. My vrou sê een oggend vir my, skat, wat se wit vlekke sien ek op jou gesig? Ek sê nee, ek weet nie. Maar lang storie kort te maak, ek het melaats geword. Ek weet nie of jy jou kan indink hoe ek moes voel nie, want dit is terminaal. In my dag was dit terminaal. Nou in Israel het hulle so iemand in die samelewing gestoot, maar as gevolg van my hoë posisie in die Syriese weermag, het hulle my behoue gebly. Nou wil ek julle vertel van hierdie jong slavin. Sy en my vrou het baie saamgesels en sy het vir my vrou vertel van die God wat sy dien. Maar sy het ook vertel van die profeet. Sy naam is Elisa. El is die enkelvoud vir Elohim. So hy het 'n naam, ons noem dit 'n teoforiese naam, van sy God gehad, Elisa. Sy het my vrou gesê, hy het op 'n keer 'n uister wat in die water geval het van die Jordaan, laat opkom het. Hy het op 'n keer die slegte water van Jericho soet gemaak. Hy kon enige ding doen. Hy het mense in die dode opgewek. En toe ons diensmeisie nou hoor van die paas se melaatsheid, het sy vir my vrou gesê, asseblief mevrou, as die leerowerste Naaman net by my profeet Elisa kan uitkom, gaan hy genees word. En daai kind het met my kom praat. Nou, die lyftaal sê baie. Sy kon my gehad het, sy kon gif van my kos gegooi het, want ek het haar geliefdes uitgewis. Ek het haar lewe gespaar. Maar hierdie kind het besluit, nie bitter nie, maar beter. En sy het 'n egte belangstelling in my welsyn gehad. En ek kon 'n stukkie van haar God in haar skoon gesig sien. En sy vertel my, sy sê, meneer, asseblief, as jy net by my profeet Elisa kan uitkom, sal jy gesond terugkom. Nou sy het my so beïndruk, dat ek toe na die koning toe is, Ben-Hadad. En ek sê vir hom, U Majesteit, ek moet erkentenis maak hier. Ons het 'n Israelitiese slavin wat van ons werk. En sy het my vertel van haar profeet Elisa. Die kind het nie bitterheid in haar nie. Haar grootste passie is om my weer gesond te kry. U Majesteit, kan nie my bietjie help in die saak? Natuurlik, Naaman. Ons is nou, kom al 'n lang pad saam. Ek gaan 'n brief skryf vir koning Joas van Samaria, dat hy moet sorg dat daai profeet jou kom gesond maak.
ek klim toe in my strydwa. Nou, as jy ooit wil weet hoe lyk 'n strydwa, kan jy net na die antieke reliewe gaan kyk. Op 'n strydwa, 'n koninklike een of 'n een soos 'n celebrity soos ek, het 'n drywer, perde voor, partykeer 2, partykeer 4, en ek het langs hierdie drywer gesit. Maar agter my was iemand, ons noem dit Hish Alish. Dit beteken die derde man. So as daai strydwa vinnig wegtrek, dan sy daarom amper soos 'n moderne gordel van 'n kar, veiligheidsgordel, om my te keer. Dat ek nie op my kiesie slaan nie. So ek is met die Hish Alish weg, maar 'n klomp van my soldate op perde het ons gevolg. Hoor jy, dit het spoggerig gelyk, maar hierdie bekommernis oor my melaatsheid het aan my gevreet. Ek kon snags nie slaap nie. Nou maar jy weet hoe ek begin lyk het. Want melaatsheid tas jou oor aan. Jou vingers is nader aan stompies, jou tone is weg. Jou neus verdwyn. Ek het in hierdie Lyksheid Samaria gery van Damaskus met hierdie groot optog gestop voor die koning van Israel se paleis. Brief van my koning vir hom gegee. Toe hy die brief lees, toe word hy bleek. En weet wat doen hy? Hy skeer sy klere. Hy roep uit, jou koning soek net 'n rede om weer teen my te kom oorlog maak. Het jy nie genoeg oorlog gemaak teen my nie? En in daai kritieke oomblik, ek weet nie of dit die Heilige Gees is wat met Elisa gepraat het nie, maar hy stuur 'n boodskap. Hy stuur 'n boodskap na die koning toe. En hy sê vir die koning, stuur Naaman na my toe. Ag, ek was so bly. Die koning van Israel het sy hysterie verlos en die groot militêre optog is na Elisa se huis toe. Jy weet, as jy nog nie iets gesien het nie, het jy verwagting. Nou in ons godsdienst het ons priesters, baalpriesters. Kyk, as hulle godsdienst sou is dit, daar's baie desibelle. En die manne spring en hulle dans. En is theatriaal. En ek het gedink, Elisa gaan daar uitkom en het miskien 'n koor daar wat sing en 'n orkes wat speel en tierlantentjies en hy gaan sy hand so oor die melaatse plekke streel en ek kan genees word. Hoorie, toe ek by die profeet se huis kom, sies tog, julle moet die ou plekkies sien. Ons priesters het in Lyksheid geleef. Nou gelukkig het ek goud saamgebring, ek het 7 stelle klere saamgebring vir die profeet en 'n klomp shekels. Ek wil hom oornag 'n miljonair maak. Ons was gelaai met geskenke. Hier is die armoedige ou huisie. Het jy al verwagtings gehad en dan kom jy by 'n plek uit en sê jy. Ek het gedag hy sou uitkom. My sal die Heer as gevolg van my status. Hy stuur sy diensknegt uit. Wie julle? Soos hulle in Engels sê, I was taken aback. Is dit hoe hy 'n ordentlike celebrity behandel? Wil hy my gesond maak? Wat gaan met hom aan? Hy weet mos hoe vuil is die Jordaan, daar's 2 riviere in Damaskus. Hy kon vir my gesê het, met eerbied, gaan was jou in daai riviere. Hoor ek sê vir daai drywer, slaan hierdie perde, slat vir hulle hard, en laat ons pad gee hier. Ek was woedend geweest. Daai stryd wat so vinnig weggetrek, die Hish Alish moes my gekeer het, ek het dan Polomakiesie geslaan.
Nou, maal hierdie goed in my kop. Ek is op pad graf toe. My vrou is so bekommerd oor my. Daai diensmeisie is so bekommerd oor my. Maar terselfdertyd met my woede en my gedagtes wat in 'n warboel is, kom die woorde na my toe. Gaan was jou 7 maal in die Jordaan. Hy het nie eens die moeite gedoen om uit te kom na my. Hy steun net 'n diensknegt om vir my te sê wat om te doen. Nou ons moes oor die Jordaan gegaan het, en vorentoe op pad van Samaria na Damaskus toe. Ek is so dankbaar vir die soldate wat by my was. Op 'n oomblik, op 'n stadium het ons net gestop dat die perde kan asemhaal. Ons het so gejaag. Hulle moes jag om by te bly. Hulle sê toe vir my, generaal, weet wat, as hy nou 'n groot ding gevra het wat jy moes doen, sou jy dit nie gedoen het nie. Asseblief, generaal, ons smeek jou. Gaan in die Jordaan toe. En kyk of die profeet nie miskien reg was nie. Hulle oorreed my toe. Ek sê goed, ek sal 1 keer in daai vuil rivier my onderdompel en my was. Ek doen dit 1 keer. Ek kyk, ek voel of my oor, nee, die oor is nog weg. Nee, is weg. My stompies is nog daar, my tone is weg. Generaal, nog 'n keer. Jy is nou in die water. Hoor jy, ek is af van daai vuil water en ek was my. Hulle skree, generaal, nog 'n keer. 3 keer. Nog 'n keer. 4 keer. Nee, ek is nog aan dieselfde ding. 5 keer, 6 keer. Ek sê vir hulle, man, hier gebeur niks nie. Generaal, asseblief, nog net 1 keer. Asseblief. Nou goed, manne, dis die laaste keer. Julle sit vir my daar en lag. Ek gaan my nie weer verder verneder nie. Maar ek sal vir julle onthou nog 'n keer onder die water gaan. En weet julle, man, die traan het oor my wange gerol. Toe ek die 7de keer uitkom, toe is my oor terug. My oor is terug, hierdie ene. Die ou stompies het splinternuwe vingers geword. My tone. My neus het net 'n gat gesit. My neus was terug. Daai wit vlekke was weg. Ek staan in daai Jordaan en huil soos 'n klein seentjie. Klim op die strydwa terug na Damaskus toe. Kom by my vrou. Toe ek stop, toe hardloop sy uit. My man. Is dit my man hierdie? Is dit jy? Jy lyk soos 10 jaar terug. En hier kom jou diensmeisietjie aan. Slap vanetjie. Ag, meneer Naaman, ek is so bly jy het gegaan. Jy leef. Jy is nie besig om dood te gaan nie. My liewe vriend, ek en jy het ook melaatsheid. Melaatsheid van die sonde. En soos 'n melaatse lyk misvormd, so lyk ons. Ons het lelik geword. Ons praat lelik. Maar die profeet in die Bybel sê, jy kan genees word. Nou die woord vir Jordaan beteken afkommer. Want hy kom bo van die Hermon gebergtes af en hy sak 300, 400 meters onder seespieël. Partykeer moet ons 'n bietjie afkom.
Partykeer moet ons luister wat sê die profeet. Daar's 'n hele paar profete in die Bybel. En terloops, die kerk van die Here deur die eeue, 7 stadia, het altyd 'n profeet gehad. En die boek Openbaring sê die laaste kerk op aarde gaan ook 'n profeet hê. 'n Profeet wat inligting wat die een profeet van die ander een geneem het en verder opgebou het, so gaan die laaste profeet ook al die inligting van die vorige profete vir ons gee. So, daar's vandag 'n profeet, saam met al die ander profete. Ek wil net iets anders hier noem. Josafat die koning kry boodskap dat die Edomiete, die Moabiete en die Ammoniete is by En-Gedi. Hulle is op pad om Jerusalem te kom verwoes. En daai koning kry toe die weermag en die koningshuis nog van die volk en hulle masseer af om die vyand by En-Gedi te ontmoet. Hulle wil voor die tyd proaktief optree. Hulle is by Gilboa. En een van die profete sê, Josafat, sing tot eer van die Here. Nou, hierdie profeet het nou 'n snaakse ding gesê. Sing. Jy gaan oorlog toe, maar sing. Baie keer klink dit onlogies as 'n profeet vir ons iets sê. En dit is so 'n mooi hoofstuk. 2 Kronieke 20, vers 20. Glo in die Here jou God, so sal jy bevestig word. Ons het sekuriteit nodig. Glo in sy profete, dan sal jy voorspoedig wees. Al die profete sê vir my, sê vir jou, daar's genesing vir jou melaatsheid. Jy kan weer mooi lyk. Jy kan weer mooi praat. Maar jy moet afgaan in jou trots en doen wat die profeet vir jou sê. Gaan in die Jordaan toe, die laagste plek op aarde. Wees nederig en doen wat hy sê en aanvaar en geloof dat jy van jou melaatsheid genees is. Ek nooi jou uit om hierdie wonderlike ondervinding te ervaar. Nie eenmalig nie, want ons sit met 'n inherente melaatsheid wat kort wil deurslaan. Elke dag moet jy hom vra om jou van jou melaatsheid te genees. Mag die Here met jou wees en onthou, daar is 'n profeet vir hierdie ernstige tye waarin ons leef. Met hierdie virus wat 'n krisis geword het. Hierdie laaste profeet het 'n boodskap vir hierdie dag. Glo in die profeet en jy sal voorspoedig wees. Liefdevolle Vader, dankie vir 'n slawe meisie wat nie bitter geword het nie, maar beter. Wat vir die leerowerste Naaman gesê het, daar is 'n profeet in Israel wat hom kan genees. En dankie dat hy uiteindelik geluister het na die woorde van die profeet, want profetiese woorde is belangriker as teatrale bewegings en desibelle. Ag, en ons is ook melaats besmet. Help ons om nederig neer te daal na die afkommer, na Jesus wat afgekom het en wag om ons van ons melaatsheid te reinig. Doen dit vir ons in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy na die aanbieding gekyk het. Ons waardeer dit. Klik hier om in te teken op ons kanaal. Dan kan jy op die klokkie klik en kennisgewing kry van toekomstige gebeurtenisse. En klik hier
om na die volgende aanbieding te kyk. Ek wil julle baie graag weer sien. Totsiens.